Goeiemôre maatjies. Sjoe, die weke rol die een na die ander verby. En dis goeie nuus dat van die kinders weer kan terug aan skool toe. Ons hoop en ons glo dat een van die dae kan almal weer skool toe gaan en julle kan weer lekker met julle maatjies speel. Ons vertrou natuurlik dat Jesus hierdie ou kieme sal wegvat, dat ons weer gesond en gelukkig kan voortlewe. Nou, Dominee Jolandi is besig met 'n reeks waar ons tassies gaan pak. En ek het 'n oulike storie vir julle oor tassies. Maar kom ons maak eers ons oë toe. Baie dankie Hemelse Vader vir u trou en u liefde en die groot genade. Dankie dat u ons so bewaar en so beskerm. Dankie dat ons weet dat u altyd daar is. Dankie dat u ons so mooi leer van hoe ons moet lewe in u woord. Dankie vir mense wat daar is, wat regtig na ander kyk en omsien geestelik en in hulle vlees, dat ons genoeg kos het om te eet, dat ons genoeg geestelike voedsel kry om in te neem, sodat ons geestelik kan groei. Seën elkeen van hulle, seën mamma en pappa, wat so mooi na die kinders kyk. Amen. Nou maatjies, die stories en die reeksie oor lewenstassies is eintlik so 'n wonderlike reeks, want dit leer ons soveel goed. Jy weet, in die Bybel sê Jesus, ons liggaam is die tempel van die Heilige Gees. So eintlik is ons liggaam ook maar 'n ou tassie, want dit wat ons binne in daai tassies pak, dis nou nie regtig fisiese goed wat ons kan inpak nie, maar dit wat ons sien en dit wat ons hoor, is goed wat ons in ons tassie pak, en dit het 'n invloed op ons lewe. Jesus leer ons byvoorbeeld in die woord van die vrug van die gees. As ons vrotvrugte in ons gees inpak, soos negatiewe dinge, lelik praat, skinder van maatjies, ander kinders se goed vat, ja, dis vrotvrugte wat ons in ons tassies pak, en dan maak dit ons menswees ook vrot en sleg. Want hoe meer 'n mens van hierdie vrotvrugte eet, hoe vrotter word jou tassie binne. En naderhand begin dit stink daar van al die vrotvrugte. En dit is wat die ou duiwel wil hê. Maar inteendeel wil God hê, ons moet juis gesonde vrugte inpak, sodat ons gesond kan wees in liggaam, gees en siel. Nou die liggaam, het ons gesê, is die tassie, die gees is die Heilige Gees van God, wat ons in ons woon, en vir ons reg leer, en dan die siel, is ons brein, dit wat ons dink, want dit wat ons sien, en wat ons hoor, en wat ons ervaar, bly in ons brein hier ergens gestoor, en ons dink dit, en ons doen dit later. Maar nou wil ek spesifiek praat oor die vrug van die gees. Die vrug van die gees het 'n oulike storie. Daar was een keer 'n klein seentjie, wat baie ongelukkig was. Sy maatjies het altyd gewonder, hoekom is hy so ongelukkig? Hulle sien nooit vir ou Jannie lag en saam die ander kinders speel nie. Hy sit altyd daar een kant, en as hy by kinders verbyloop, dan skop hy hulle, en hy knyp hulle, en hy maak hulle seer. Hy het selfs vir juffrou eendag gevloek, en dit was 'n groot ding, want dit mag 'n mens nie in die skool doen nie. Eendag roep die skoolhoof vir Jannie kantoor toe. Maar toe hy instap, toe sit daar 'n ander tannie ook daar en wag. En die juffrou stel toe vir hierdie tannie voor en sê, Jannie, hierdie tannie gaan bietjie met jou gesels. Sy is nie 'n juffrou by die skool nie, maar sy wil net 'n bietjie met jou gesels. Jannie het haar eers so onderlangs begluur, en toe nou maar sy koppie geknik en saam met haar gestap na 'n ander klasie toe, en gaan sit en met haar gesels. Sy het op 'n baie mooi en liefdevolle manier met hom begin gesels oor allerhande goed waarin hy belangstel, om te probeer agterkom wat dit is wat Jannie so ongelukkig maak. En toe begin sy agterkom, waar lê die probleem met Jannie? Sy begin
duidelik die vrotvrugte sien wat hy in sy lewenstassie ingepak het. Op 'n mooi manier het sy hom daarop gewys en vir hom verduidelik wat Jesus wil hê ons moet doen. Sy het vir hom gesê, Jannie, in die Bybel praat Jesus van die vrug van die Gees. En op die oomblik sien Tannie net vrotvrugte hier in jou binnetassie. Kom ons kyk, wat sê Jesus, wat moet ons doen? En sy het haar Bybel oopgemaak. Die manier hoe sy gepraat het Jannie se aandag vasgegryp, want niemand het nog ooit so voorheen so liefdevol en so mooi met hom gepraat nie. Nou Jannie, die eerste ding is om hierdie vrotvrugte uit te gooi, om hierdie tassie uit te was en te ontsmet en skoon te maak. En hoe doen ons dit? Ons doen dit deur liefde, vreugde en vrede in ons tassie in te pak. En dit doen ons wanneer ons vir Jesus vra om hierdie vrotvrugte te verwyder en ons tassie te kom mooi skoon maak, want onthou, hy het aan die kruis gesterf vir ons. En sy bloed was hierdie tassie silverskoon en ontsmet dit van al die vrot en stink en lelik wat daar in ons tassie was. En om dit te doen, Jannie, moet jy net vir Jesus vra om jou tassie te kom skoonmaak, om in jou hartjie in te kom, om al die vuil wat jy gedoen het uit jou lewe weg te vat, vir hom jammer sê oor al die maatjies wat jy seer gemaak het, oor al die goed wat jy gevat het wat nie joune was nie, oor al die lelike woorde wat jy teenoor ander gepraat het. En dit is so maklik, jy maak net jou oogies toe en jy vra vir Jesus om in jou lewe in te kom, om in jou tassie sy liefdevolle vrugte te kom plant, te kom plaas, sodat jy kan lewe soos hy wil. Nou dit is die eerste stap, om liefde, vreugde en vrede in jou tassie te pak. Want dan verander jou hele lewe. Dan kyk jy sommer anders na die lewe, want dan wil jy almal lief hê, en jy wil net vriendelik en vrolik wees, en jy streef na vrede, nie om te beklei met ander maatjies nie. Nou die tweede ding is hoe jy dan teenoor ander optree, en dit is die volgende vrugte van die Gees: geduld, vriendelikheid en goedhartigheid. Dan raak 'n mens geduldig met maatjies en nie ongeduldig en kwaad as dinge nie volgens jou sin gaan nie. Jy is altyd vriendelik met almal, al praat hulle lelik met jou of maak jou dalk seer, doen jy dit nie terug nie. En jy's goedhartig. Om goedhartig te bewees beteken om altyd ander kinders voor jou te stel. Nie altyd die beste te wil wees nie, maar ander te wil help, waar jy sien hulle hulp nodig het. En dan die derde ding, die laaste paar vrugte wat ons in ons tassie moet pak, is hoe jy moet lewe as kind van God. En dit is amper die belangrikste. Die vrugte hier is getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Om getrou te wees beteken om altyd te luister en dan te doen wat van jou verwag en gevra word. Nederigheid is om nie altyd te dink jy is die beste en ander is sommer stupid nie, maar om altyd nederig te wees en bereid te wees om ander te dien. En dan selfbeheersing. Dis 'n belangrike vrug daai, want baie keer word ons so maklik kwaad. Selfbeheersing is om te luister na hierdie stemmetjie, die Heilige Gees, wat in ons tassie bly, en ons help om gehoorsaam te wees aan God, en so te lewe, soos wat God wil hê ons moet lewe. Want weet jy wat, Jannie, as jy hierdie vrugte van die Gees in jou tassie het, gaan jy 'n gelukkige seentjie wees. Jy gaan baie maatjies kry, want almal gaan graag met jou wil speel. En jy gaan nie meer altyd ongelukkig eenkant hoef te sit nie. Wil jy dit probeer, Jannie? Jannie was baie opgewonde na hierdie lesie wat hierdie mooi tannie wat so sag met hom praat vir hom gegee het, dat hy dadelik ingestem het. Hulle het gekniel by 'n bankie en sy het saam met hom gebid
En Jannie het bitterlik gehuil en vir Jesus baie jammer gesê, dat hy so lelik was, en oor al hierdie vrot vrugte wat hy toegelaat het, deur dit wat hy op TV gesien het, en wat hy gehoor het by ander groot mense, dat hy toegelaat het dat hierdie vrugte in sy tassie so vrot geword het. Hy het al hierdie vrotvrugte uitgegooi voor Jesus, en hy het toegelaat dat die Heilige Gees die vrug van die Gees in sy tassie pak. En toe hy amen sê en daar opstaan, kon Jannie voel iets het in sy lewe gebeur. Maatjies, julle moet ook van die vrotvrugte in julle tassie ontsla raak, en vra Jesus om die vrug van sy Gees in julle tassie te pak, en streef elke dag dan daarna, om so te lewe, soos Jesus wil hê julle moet lewe. Kom ons maak ons oogies toe. Dankie Hemelse Vader, dat U vir ons dit so maklik maak, om die vrotvrugte in ons tassie te pak, en daar te hou. Dat ons die vrug van U Gees, die goeie vrugte, sal pluk en sal pak, sodat ons kan lewe soos U wil hê ons moet lewe. Seën ons in hierdie week wat voorlê, seën mamma en pappa, seën ons predikante, seën elkeen wat U liefhet en U wil ken en dien. Seën ons maatjies, bewaar en beskerm hulle, en hou hulle gesond, veral as ons terug aan skool toe, dat ons weet ons is veilig onder U beskerming. Amen. Julle moet 'n heerlike week hê, maatjies, en onthou, pluk goeie vrugte en nie slegte vrugte nie. Totsiens.